Hallo daar en baie welkom by ons aanlyn Bybelskool. Ons is besig met die pastorale briewe en as jy dalk vandag vir die eerste keer hier inskakel, miskien het jy 1 Timoteus 5 in YouTube ingesleutel en hierdie is vir jou uitgegooi. Ons wil vir jou sê baie welkom. Ons studie sluit 'n klomp notas in wat ek elke week ook beskikbaar stel en vir jou ook sal aanstuur, ook al die notas tot op hede. Die fokus van ons studie van die pastorale briewe is dat ons iets van die hart van Paulus ook vir die jong leiers, vir Timoteus en vir Titus, maar ook sy hart vir 'n individu soos Philemon, wat ons iets daarvan hoor, maar ook sien oor hoe die kerk aanvanklik, ek wil eintlik sê in sy babaskoene, gestruktureer is en hoe dit in beweging was. Tot op hede het ons gesien, Paulus het vir Timoteus gesê, Timoteus, ek wil hê jy moet onthou die belangrikheid van 'n regte kyk na die wet, van die mooi, van die ware evangelie, van die impak daarvan in my lewe. Hoe belangrik gebed in die lewe en die wêreld van die kerk is. Hoe mans hulle moet gedra, hoe vrouens moet optree, en die belangrikheid van die rol van 'n mamma by die huis. Hoe belangrik ouderlinge en hulle verhouding met mekaar, hulle optrede in die openbaar en ook hulle optrede by die huis is. Net so vir diakens, wat hulle funksie, hulle rol is in die gemeente, in die gemeenskap, maar veral dan ook by die huis. Timoteus, jy moet so bewus wees daarvan dat daar valse lering is oor die huwelik en oor kos. Maar vir jou as jong man, moet jy vas staan in die evangelie. Jy moet hard werk. Jy moet oefen in dit wat tel en jy moet 'n voorbeeld wees. Jy as jong mens moet aanhou om die woord te verkondig, maar jy moet dit ook doen deur jou lewe. Want as jy dit gaan doen, Timoteus, gaan jy impak maak, nie net op jou eie lewe vir jouself nie, maar vir ander wat na jou luister. Dit is 'n mondvol. En so beweeg Paulus aan na die volgende vlak toe, naamlik die van versorging. Tot op hede baie te doen met lering en met optrede. Nou, versorging binne in die gemeente. Kom ons bid saam. Here Jesus, dit is 'n wonderlike voorreg om daar in die gemeenskap van Efese by wyse van ons verbeelding, maar ook met ons harte en regtig met 'n oop gemoed om daar in daai strate te gaan stap. Ons wandel tussen die biblioteek en die agora, die markplein, dat ons wandel tussen die tempels en wandel tussen die amfitheater. Dat ons hoor hoe die klanke klink van 'n gemeenskap en hoe ons hoor hoe die gelowiges binne in daai gemeenskap moet optree. Neem ons asseblief verder, ook vandag, o Here, wanneer ons hoor hoe die kerk moet funksioneer rondom versorging. Versorging van ander en veral waar dit begin. En as dit nodig is vir ons vandag om by 'n plek te kom waar ons moet kom bely dat ons dit nie gedoen het wat U van ons vra nie, wie dit ook al is van ons wat dit moet hoor, dan bid ek dat ons gehoorsaam sal antwoord op wat U ook vir ons leer daai. Wees asseblief soos altyd aan die woord in Jesus se naam. Amen. 1 Timoteus 5 vers 1. Die opskrif hier in die teks is die herderlike vermaning, soos ons dit kry in die 83 vertaling. 'n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie, maar vermaan asof hy jou vader is. Vermaan die jonger man soos jou broers, die ouer vroue soos moeders, en die jonger vroue soos susters in alle eerbaarheid. So vir hierdie jong Timoteus, wat leier in die gemeente is, vir wie Paulus gesê het, jy moet 'n voorbeeld wees, maar hy het ook gesê, jy moet nie dat iemand jou stil maak nie. Jy is die een wat moet praat. Vir hom sê Paulus, wanneer jy met ander gaan praat, is daar 'n bepaalde gesindheid. En hierdie gesindheid herinner my so aan Matteus 5, waarin ons dan vers 5 sien, geseënd is die sagmoediges. Iets van daai hart wat Paulus ook by Timoteus los, 'n sagmoedige hart, en vanuit daai hart moet hy dan ook optree. Hoe moet hy met die ouer mans maak? Hy moet hulle nie skerp teregwys nie. Wat hy moet doen is hierdie woord parakaleo, en dit is die woord aanmoediging. Dis die woord wat hy moet gebruik. So hy moet hulle eerder bemoedig en nie afbreek nie. Paulus weet alles van verhoudings, want hy noem Timoteus sy eie kind. En nou sê Paulus vir sy seun, sy geloofseun, dis so jy met ouer mans moet praat, en jonger mans, jy moet met hulle praat soos familie. Dan herinner my so aan Jesus, wat ons sy vriende noem. So praat met hulle as broers. Toe ek klein was, het ek in die kerk gehoor, broers en susters, maar dit was so vreemde formele taal. Hierdie is regtig familietaal. En Paulus sê vir hierdie nuwe geloofsgemeenskap, want dit is 'n jong gemeente, dis hoe julle na mekaar moet kyk. Hoe moet jy met die vroue praat, soos moeders, en vir die jonger vroue, soos susters, en dan gebruik hy hierdie woord in alle eerbaarheid, en die woord hagnea beteken
morele reinheid. Moral purity, dis agneia. Vers 3, en nou kyk na die versorgingselement, en is so belangrik, want ons het hierdie gesien in die eerste gemeente van Jerusalem, daar in Handelinge 6, toe die gemeente aanhou groei en groei en groei, en die getal weduwees meer word, toe raak dit 'n uitdaging vir die kerk, en jy sal kon sien, daar toe 7 diakens aangewys, onder andere Filippus, ons leer dan baie by Filippus daarna ook weer, of van hom, maar hier nou, vir die gemeente in Efese, is weduwees weer op die tafel, en Paulus spreek dit aan. Versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is. En deur te sê, werklik alleen, verwys Paulus na 'n bepaalde tipe weduwee. Iemand wat nie familie het nie. Iemand wat nie ander het wat hulle kan versorg nie. So, hulle is totaal alleen. Nie net alleen in terme van my huweliksmaat wat afgesterf het nie, maar ek het nie 'n familie wat my kan versorg nie. Daar's nie 'n skoonseun soos Petrus, wat na sy skoonma gekyk het nie. Hulle is werklik alleen. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dis iets van, in die Engels praat van 'n reciprocity, nee, 'n wederkerigheid. Paulus sê, onthou, as kinders is julle versorg, en nou as gelowiges, as volgelinge van Jesus, is dit julle verantwoordelikheid om hulle wat julle versorg het toe julle klein was, nou te versorg. Dis iets van die vergoeding waarvan hy praat. Maar waarvan ek hou, wat Paulus die hele liewe tyd deurgaans by hierdie gemeente inprent, is die belangrike rol van geloof wat in die huis geleef word. Ek het dit gesê in terme van, net nadat hy gepraat oor gebed in hoofstuk 2, oor hoe mans moet leef, oor hoe vrouens moet leef, daar by die huis. Hy het in hoofstuk 3 gesê hoe ouderlinge en diakens by die huis moet leef. En nou hier in hoofstuk 5, 'n familie se versorging begin waar? By die huis. Hoe as ons dit net sal hoor, geloof word sigbaar en vind sy wortels allereers by wat ons sal kan beskryf as die disippelskapsfabriek, die huis. Ander noem dit huisgeloof, maar ek dink die belangrik is, geloof moet gemodelleer word by die huis, en so ook die versorging van weduwees by die huis. Dit is volgens die wil van God. So, versorgers versorg, en die versorgdes word die versorgers, wat weer moet versorg. Vers 5, 'n weduwee wat alleen agtergelaat is, en die Griekse woord daar kom nou net een keer hiervoor in die ganse Nuwe Testament, monoomai, en dit verwys na iemand wat totaal alleen is, totaal weerloos as dit ware is. 'n weduwee wat alleen agtergelaat is, en niemand het om vir haar te sorg nie, vestig haar hoop volkome op God. Dit laat my dink aan Jesus se voorbeeld daar in Lukas 21, van die weduwee. Kan jy onthou wat daai 2 lepton in die offergawe kus gooi? En daar word vertel dat die 2 lepton, of wat die meervoud sal dan wees, lepta, toe sy hulle ingegooi het, was hulle so dun en so klein, dat jy nie die klingel kon hoor, toe hulle in die kus val nie. En dis, kies tog, hoe die erkenning gegee was aan iemand se toewyding, dat jy kon hoor hoeveel hulle ingooi. Jy kon niks van dit hoor wat sy ingooi nie, en tog sê Jesus, daai is die laaste wat sy het. Daai is ware toewyding. En dit is hoe dit moet lyk oor, weet, in die koninkryk van God, en daar sal oor die vrou gepraat word. Haar toewyding word sigbaar en gesien as ware aanbidding. Want deur haar laaste te gee, sê sy in wese ook, Here, maar nou het U ook vir my. U het alles van my en dis ook vir my. Nou hier praat Paulus van 'n weduwee wat niks het nie. En haar hoop is totaal op God gefestig. So, as haar hoop op God is, so sy is totaal afhanklik van hom. Hoe gaan die Here vir haar sorg? En natuurlik, deur sy liggaam, deur medegelowiges. En hoor wat word vertel van haar. Sy vestig haar hoop volkome op God en volhard dag en nag met smeking en gebede. In hoofstuk 2 het Paulus ons gesê dat die gemeente moet bid. Hulle moet begin met smeking, dan moet hulle voorbidding doen, dan moet danksegging wees en hulle moet vir alle mense bid en dan ook vir die wat regering gesag uitoefen. Hier sien ons dat dit wat die weduwees kan doen, wat niks het om te gee vir die gemeente nie, wat deur die gemeente versorg moet word, wat hulle het om te gee is hulle gebede. Dis wat hulle kan doen, dis hoe hulle die gemeente kan dien.
En dis wat Paulus van hierdie vroue ook verwag. Naamlik dat hulle volhard dag en nag met smeekgebede. Maar 'n weduwee wat uitspattig lewe is dood, al leef sy nog. Kyk hoe mooi stel hy dit. Hierdie weduwees wat niks het nie, totaal afhanklik is van die Here, het 'n plek van diensbaarheid. Dan is daar ander weduwees wat baie het, wat uitspattig lewe, maar hulle lewe en die manier hulle lewe wys hulle is totaal verwyder, weg van die evangelie, weg van God af. En in die wêreld van Efesus sou dit dalk erken word as die ryk weduwees wat rondgeloop het en geld gespandeer het. Maar Paulus sê hier binne is daar fout. Daarom noem hy dit en beskryf hy dit as dood, al leef sy nog. Vers 7 skerp ook hierdie dinge in, sodat almal onberispelik sal wees. Hierdie woord onberispelik in die Engels word vertaal met above criticism. Paulus sê die Jesus gemeenskap lyk anders. Ons het dit nou al 'n paar keer gesien. Hulle tree anders op, hulle leef anders by die huis, hulle leef anders in die openbaar. As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Hierdie is baie skerp woorde, maar sy woorde van hy slegter as 'n ongelowige, beteken jy weet dan van beter. Ongelowige weet nie. So nou doen jy nie eers wat 'n ongelowige sou doen nie, want jy sorg nie vir jou mense nie. En hierdie is die mooi vir my rondom ons geloof, rondom ons verhouding met die Here, en hoe belangrik die huis is. Alles begin by die huis. Versorging, ondersteuning, toerusting, 'n leefstyl wat gemodelleer word van om Jesus te volg. Dit alles begin by die huis. En versaak jy jou plig by die huis, dan tel niks anders meer nie. Dan in wese maak dit nie saak nie. Want die huis is die primêre fokus. En juist daarom is ons optrede en ons rol by die huis so belangrik. 'n Weduwee vers 9 kan op die lys van dienende weduwees kom as sy minstens 60 jaar oud is en aan haar man getrou was. Dit is interessant, né? Paulus noem 2 dinge hier. Hy praat van hierdie lys van dienende weduwees. So, dis 'n lys wat deur almal gesien sou word. Sommige wonder, is Paulus dalk besig om hier te verwys na die vroulike weergawe van die ouderlinge van hoofstuk 3. Onthou julle daar het ek sê, iemand wat 'n ouderling wil wees, begeer 'n voortreffelike werk. Is daar iets daarvan hier? Ek dink nie die twee het met mekaar te doen nie. Ek dink wat wel belangrik is dat hierdie lys van dienende weduwees was deur almal geken. En hoekom dit belangrik sou wees, is dit beteken as jy op hierdie lys sou kom, wat 'n hoë standaard van leefstyl van jou sou vra, hoër vlak van diensbaarheid van jou sou vra, sou ander kon weet, jy's op daai lys, so jy kan vertrou word. Daar sou 'n bepaalde optrede van jou verwag word. Nou, wat moet jy doen om op hierdie lys te kom? Wel, 2 baie belangrike dinge. Een, jy moet ten minste 60 jaar oud wees, wat sou beteken dat jy nie weer sal trou nie, want tot op 60 kon 'n vrou weer trou in die wêreld van die Bybel. En 2, Paulus beskryf dit, sy moes aan haar man getrou gewees het. So sy moes bekend gewees het vir haar geloof waar? By die huis. Vir die manier hoe sy na haar huwelik ook dit uitgeleef het. En onthou, in die wêreld van die Bybel is 60 jaar is al 'n volle lewe, né? Sy moet bekend wees om haar goeie dade, naamlik, en hier noem hy 4 baie belangrike kenmerke van die eerste gelowiges, jy sou kon sê van die eerste gemeentes, maar dan ook van hierdie lys van weduwees. Sy moet bekend wees om haar goeie dade, en nou noem hy dit, naamlik dat sy haar kinders goed opgevoed het, vreemdelinge gehuisves het, die voete van die gelowiges gewas het, en die verdruktes gehelp het en goed gedoen het waar sy kom. So die eerste belangrike, sy het haar kinders goed opgevoed, so sy het hulle geleer. Eerste 7 jaar het 'n kind binne die huis van, veral dan die Joodse gemeenskap, alles van God by sy ma geleer, by haar mamma geleer. Daarna was daar skolastiese geleenthede. So die huis was so belangrik. Sy het vreemdelinge gehuisves, so gasvryheid, wat so 'n belangrike deel van die eerste gelowiges was, en vir die eerste gemeentes was wat sy geleef het. Sy het die voete van gelowiges gewas. Johannes 13. Maar nou bedoel ons nie net simboliese dade van voete was nie, ons bedoel sy het 'n leefstyl van diensbaarheid geleef. Sy het ander gelowiges gedien. En sy het verdruktes gehelp. So sy het hulle om hulp gekom, daai goeie nuus van Lukas 4, van die jubeljaar van God wat aangekondig word, maar om verdruktes te help in die wêreld van onderdrukking.
beteken om betrokke te wees by hulle wat weerloos was, hulle wat misbruik was. En dit sou soveel verskillende vorms kon aanneem in die gemeenskap daar in Efese. En sy het goed gedoen waar ook al sy kon. Wat 'n wonderlike beskrywing van hierdie lys van dames op hierdie lys van weduwees. Die jonger weduwees moet jy nie op die lys inneem nie. Hulle liggaamlike begeertes kan hulle daartoe bring om hulle af te wend van Christus af en weer te wil trou. So dit beteken hierdie vroue was jonk genoeg dat hulle weer sou kon trou, en onthou die getal gelowiges was klein, wat dus beteken dat daar 'n moontlikheid was dat hulle met 'n ongelowige sou trou en so hulle verhouding met die Here versaak. Dat hulle dus met ander woorde hulle loyaliteit teenoor Jesus sou laat gaan en met iemand trou wat nie daai loyaliteit gedeel het nie. En daarom sê Paulus, onthou alles gaan vir hom oor die beeld van die kerk, van Jesus se mense binne in die gemeenskap. Dat ander nie kritiek op hulle sou hê nie, dat ander nie fout sou vind met hoe hulle sou optree. Dit is vir hom baie, baie belangrik gewees. En nou sê Paulus, ons wil nie dat mense sleg praat oor Christus, vanweë hoe hierdie mense sou optree nie. So daarom neem jy hulle nie in nie, want hulle is blootgestel vanweë hulle ouderdom, en trou bly 'n moontlikheid vir hulle. Dan is hulle daaraan skuldig dat hulle vroeër belofte aan hom verbreek het. So 'n verbintenis aan Christus, dalk 'n verbintenis ook aan die gemeente, en dat hulle rig daarop sou draai. So Paulus kyk na die moontlikheid daarvan, en hy sê vir Timoteus, moenie daai fout maak nie. Vers 13, buitendien leer hulle om hulle tyd te verkoos deur net van die een huis na die ander rond te kuier. So dis jonger weduwees met ledige tyd, wat rondbeweeg en rondkuier. Hulle is nie net ledig nie, maar ook bemoeisiek en praatsiek. En hulle praat oor dinge waaroor nie gepraat moet word nie. So hierdie weduwees leef nie die lys wat ons sien hier in vers 10 nie. Hulle is nie besig om hulle huismense te leer nie, hulle is nie besig om die gemeente te dien nie, hulle is nie besig om vreemdelinge te huisves nie, en hulle is nie besig om die verdruktes te help nie. Hulle loop rond, hulle kuier rond, hulle praat rond, en daarom sê Paulus, hulle moet nie op hierdie lys kom nie. Daarom verkies ek dat die jonger weduwees weer trou, kinders kry, hulle huise versorg en geen teenstander aanleiding gee om kwaad te praat van ons nie. Wat 'n mooi beskrywing. Sodat hulle sal trou, sal kinders hê, en by die huis sal fokus. Want die huis is so belangrik. En die huis is waar die nukleus van die getuienis van die kerk in opgesluit lê. Want die huis is die hart van die kerk. En as jy nou kyk na die lewe van Rut, dan sien jy hoe speel hierdie vers in haar lewe uit, nê? Sy jong weduwee, sy weer kon trou met Boas, sy het 'n kind gehad, en uiteindelik word sy die voorganger van Dawid. Rut wat toegewy was aan haar geloof, toegewy was aan haar skoonma. En daar is res party wat agter die Satan aan afgewyk het. Onthou jy Paulus se woorde dat hy daai 2 manne oorgegee het aan die Satan? Nou praat hy weer daarvan, en Paulus se beskrywing hiervan is mense wat wegloop van die geloof af, wat hulle rig draai op die kerk. En in hierdie geval sal dit dan nou wees, en die Satan verwys natuurlik na die teenstander, mense wat hulle loyaliteit afsweer vanweë hulle loyaliteit teenoor ander. Of dit dan nou 'n ander huweliksmaat sou wees, of net ander vriendinne in hierdie geval wat praatsiek was. As 'n gelowige vrou weduwees in haar familie het, moet sy vir hulle sorg. Nou hierdie praat natuurlik van 'n vrou van 'n man en die verantwoordelikheid wat sy het om te sorg. So dit sou dus wees haar ma, dit sou dus wees sy ma, maar in haar familie sou dit kon wees, verstaan, wie ook al dit betrek binne die familielyne en strukture, het sy die verantwoordelikheid om hulle te versorg. So wat beteken dit weer? Versorging eerstens by die huis. Sy moet nie die las op die gemeente lê nie, sodat die gemeente die weduwees kan help wat alleen agtergelaat is. So kom jou verantwoordelikheid eers by die huis na. En dan, as gemeente, kom ons verantwoordelikheid na, teenoor hulle wat nie versorg kan word nie. En so draai Paulus weer om, en nou noem hy die ouderlinge, so hy was nou met dames besig, nou weer terug by die manne. Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Ek is so beïndruk met hierdie woord, beïndruk dalk verkeerde woord, aangeraak, geïnspireer, dalk selfs die woord uitgedaag.
Want hierdie woord kopiao beteken om baie hard te werk in moeilike tye. Om die woord, met ander woorde, konsekwent, waar, direk, reg, eg en tydig te verkondig. En om dit te kan doen, moet jy baie hard werk. Om die woord uit te lê is harde werk. Ons sien in Handelinge 6 hoe die eerste leiers gesê het, hoorie, ons gaan nie nou kan fokus op al die ander versorgingsdele in die gemeente nie. Ons moet fokus op die gebede en die uitleg van die teks. En om dit te doen, sê Paulus, is harde werk en verdien dubbele erkenning. En hoor wat sê hy dan, want die skrif sê, jy mag nie 'n bees waarmee jy gaan graandors se bek toe bind nie, en ook die arbeider is geregtig op sy loon. Dis Deuteronomium 25 vers 4, maar Paulus sal dit ook aanhaal, 1 Korintiërs 9. Wat is die beginsel hier agter? Hulle wat hulle tyd spandeer, hulle lewe gee, wat verskriklik hard werk om die woord uit te lê vir die gelowiges. Die ouderlinge, dis die woord wat hier gebruik word, die oudstes, nee? Hulle wat hulle lewe hiervoor gee, wat verskriklik hard werk, verdien versorging. Jy moet na hulle kyk. En ons is so dankbaar om te kan sê, dat as ons dink oor die kerk, oor die duisende jare, die 2000 jaar wat na hierdie brief geskryf is, wat afgespeel het, vir die eeue se versorging, van hulle wat hulle lewe gee, om die woord uit te lê, en die versorging, wat daarmee plaasvind, en die verantwoordelikheid van gelowiges, gemeentes, om dit ook te doen. Vers 19, 'n beskuldiging teen 'n ouderling moet jy nie aanneem nie, tensy dit deur 2 of 3 getuies bevestig word. Hoor hoe mooi sê Paulus dit hier. Hy sê vir Timoteus, jou eerste punt is om agter die rug van die ouderling te staan, om hom te beskerm. Nee? So jy neem nie net 'n beskuldiging aan nie, maar dis belangrik as dit bevestig word deur 2 of 3. Nou weet ons uit die Johannes Evangelie dit ook gesien, die getuienis van 2 of 3 sê dat dit waar is, en daarom as daar 2 of 3 is wat hierdie gedrag, hierdie beskuldiging bevestig, dan moet jy dit natuurlik aanspreek. Maar jy vat nie net enige storie en jy neem dit aan as die waarheid nie. En die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik word daardeur. Hoe belangrik is dit nie, dat gelowige wandade, wanpraktyke, nie onder 'n dekmantel geplaas word nie agterweë gelaat word nie gesluier word nie, maar eerder as daar kennis is van wanoptrede, dan moet dit na die lig toe gebring word, want dis die integriteit waarmee daar geleef moet word, binne in die kerk en binne in die gemeentes, né? Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus en die uitverkorene engele aan om jou aan hierdie voorskrifte te hou sonder vooroordeel of partydigheid. So as jy nou dink in terme van die voorafgaande, om nie partydig te wees teenoor lede in die gemeente nie, om nie met vooroordeel te hê teenoor sekere mense nie. So jy kom met integriteit na die tafel toe, Timoteus, en behou jou integriteit. En hoor dan wat sê hy vir hom, moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Nou om iemand anders die hande op te lê, beteken om vir hulle te salf, te seën tot 'n bepaalde amp. Onthou, Timoteus gaan nou die leier in die gemeente in Efese wees. En Paulus sê vir hom, wees baie versigtig. En Paulus weet alles hiervan, hè. Die kerkleiers wat hy moes aanstel, vir wie daar die hande opgelê is, onder andere Timoteus. Paulus sê, jy moet baie seker maak wie die volgende leiers is, wie jy bemagtig. Moenie dat hulle te vinnig inkom nie, want sien as jy 'n jong gelowige is, kan jy verwant wees, kan jy dinge kwytraak, kan jy te vinnig praat, kan jy arrogant wees, kan jy selfs dink jy weet nou meer. Dalk leer jy baie vinnig na eerste jaar en dink jy weet iets. Paulus sê, moenie te haastig vir so 'n persoon 'n posisie gee nie. Laat so 'n persoon ontwikkel, Timoteus, en bly jy onberispelik. En dan draai Paulus hierdie geliefde kind van hom se kop so bietjie. Maar sien, dit wil lyk of Timoteus 'n probleem gehad het met sy maag. Dit wil lyk of hy 'n asketiese leefstyl gevolg het, naamlik om hom te onthou, te weerhou van dit wat in die gemeenskap gebeur het, naamlik iets soos die gebruik van drank. En kyk wat doen Paulus hier, en hy kom uit 'n mediese hoek, né? En hy wys vir Timoteus, en hy sê vir hom, moenie langer net water drink nie. Gebruik 'n bietjie wyn vir die maag, en vir die herhaalde ongesteldhede.
So Timoteus, wyn is goed. Dis nie sleg nie, dis nie iets om te vermy nie. Party mense Sondag so openlik dat hulle sondes hulle vooruitloop na die oordeel toe. By ander kom die sondes eers later aan die lig. So Timoteus, moet jy nie so bekommerd wees oor hierdie die drink van wyn nie. Drink wyn vir die maag. Daar's ander wat maak of hulle so leef en dan kom jy agter. Hulle het eintlik droog gemaak en ander leef jy so openlik dat almal daarvan weet. Maar jy. Ek gee vir jou as jou pa nie geloof die opdrag. Drink wyn vir jou maag en die alkohol sal dit maak dat dit 'n gesonder vorm van vloeistof sou wees vir Timoteus om in te neem. As die water en die kwaliteit van die water van daai tyd. So is dit ook met die goeie dade. Almal kan dit sien en die wat nie sigbaar is nie, kan nie verborge gehou word nie. So Timoteus, doen wat reg is. En so aan die einde van hierdie hoofstuk, hoor Timoteus dat ook sy eie persoonlike lewe en sy eie persoonlike toewyding aan die Here sal aan die lig kom. Daarom leef met integriteit, leef opreg voor die Here. So vir die lys van weduwees en vir die ouderlinge, maar ook vir Timoteus, sê Paulus, dis so die kinders van Jesus optree, ook in hierdie gemeenskap van Efese. Here, dankie dat U ons ook stuur om sout en lig te wees in ons gemeenskap. Ons dankie vir al die vroue wat as weduwees ook deelneem in die gemeentes, reg oor die wêreld. Vroue wat sorg, wat dien, wat voete was, wat leer, wat ander innooi, wat so groot impak op die kerk maak. Ek dink sommer aan al die tannies wat al gebak en gebrou het, sodat gemeentes kan oorleef. Ek dankie vir die ouderlinge, vir die manne wat hard gewerk het en hard werk om die Bybel uit te lê. Here, Paulus herinner ons om erkenning te gee aan hulle wat met die woord werk en hard werk en ook ons verantwoordelikheid om hulle te versorg. Maar as Timoteus moet hoor hoe belangrik sy eie persoonlike wandel met U is, hoe belangrik is nie ook vir ons om dit vandag te hoor nie. Dankie vir die voorreg daarvan in Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het 'n besondere mooi week. Sien jou volgende keer.